Party dae het mense nie antwoorde nodig nie. Net iemand wat langs hulle bly sit. Baie welkom vanoggend weer by jou Lewe Lig dagstukkie, dag 4. En ons tema vir vandag is daar vir mekaar. 1 Johannes 4 vers 21. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God liefhet, moet ook sy broer lief hê. Ons is gemaak om saam deur storms te stap, nie om alleen daarin te verdrink nie. Om daar vir mekaar te wees. So dikwels wonder ek oor hierdie omgee ding. Ons leef naby aan baie mense, maar tog so ver van hulle harte af. So baie keer gebeur dit dat iemand al seer en uitdagings met ons deel, en dan loop ons vinnig weg met so ongemaklike sê van, ek hoop dit gaan sommer gou beter. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. Iemand het mos Hoeka eendag gesê, goeie dade is die beste gebede. Of, gebede sonder voete is 'n maklike manier om van jou verantwoordelikheid en skuldgevoelens te vergeet. In 1 Korintiërs 12 lees ons dat as een deel van die liggaam ly, dan ly almal saam. Juis daarom moet die liggaam vir elke deel sorg en verantwoordelikheid aanvaar. Soms is dit vir my so hartseer dat ons groot sendinguitreike en ander projekte loods na verre lande, terwyl daar so baie nood sommer hier op ons voorstoep is. Ek het gehoor van 'n vrou wat gediagnoseer is met ALS. Hierdie siekte tas die senuwees en spiere aan en lei later daartoe dat die persoon niks meer vir haarself kan doen nie. 'n Vrou wat 'n opgeleide suster was, het haar oor die dame ontferm. As gevolg van ander verpligtinge en aangesien die dame al swakker geword het, kon die suster nie meer op haar eie die dame versorg nie. Sy het toe begin om mense in hul gemeenskap en kerk op te lei om te help met die versorging van die dame. Oor die volgende paar jaar het die suster 37 ander mense opgelei wat verswakte en bejaarde mense op 'n vrywillige basis gehelp het. Die realiteit van die land en die tyd waarbinne ons lewe is, dat ons al hoe meer binne die gemeenskappe waarbinne ons lewe, sal moet begin om strukture en groepe in plek te sit, wat mense kan help wat hulle self nie meer kan help nie. Dit geld ook van al die ander dienste, water, kos ensovoorts, wat nodig is om te kan oorleef as dinge in duie sou stort. Dit is soos die eerste kerk in Handelinge funksioneer het. Hulle het vir mekaar gesorg, en veral vir die mense wat nie hulself kon versorg nie. Dis hoekom ons almal met gawes geseën is. Nie om dit maar net vir ons eie gemak te gebruik nie, maar juis om ander daarmee te seën en te dien. Ongelukkig begin ons regtig eers deernis en begrip ontwikkel as ons self eers die seer op ons eie velle gevoel het, of as dit iemand naby aan ons raak. In ons daar wees vir mekaar, ontdek ons die grootste sin en vreugde wat ons kan vind in die lewe. Die mooiste mense is dikwels die wat self seer gekry het, maar steeds daar is vir ander. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons so moeilik om persoonlik betrokke te raak by ander mense se seer? Hoe kan ons begin leer om op 'n praktiese manier 'n verskil te maak vir mense en ook in ons gemeenskap? Hoe gaan jy vandag begin om ander in nood te help? Here, ek loop ook dikwels met so maklike sê weg van mense wat baie seer het. Leer my hoe ek 'n verskil kan maak en hoe ek as ledemaat van u liggaam ook my verantwoordelikheid teenoor ander kan nakom. Amen.
Kom ek en jy gaan leef vandag met 'n dankbare hart, maar ook met 'n wakker oog, sodat die Gees ons kan wys waar ek en jy die verskil kan maak, wat net ons kan maak. Mag die Here jou ryklik seën, liefde groete, Sjaal.